vers 14. Terwyl ons die woord van die Here oopgemaak het, en die Here nou met ons gaan kom spreek, kom ons raak net stil voor die Here. Here, ons is vanmôre baie versigtig om U te nader. Want U is 'n heilige God. U is 'n ewige Vader, vredevors. Here, U is ver verhewe bo ons as mens. U is die skepper. Maar U laat ons toe om U te kom aanbid. U laat ons toe om in U teenwoordigheid in te beweeg. Here, U het die wonderlike werk gedoen aan die kruis, sodat daar vir ons toegang bewerk is. En ons met vrymoedigheid na die troonkamer van God toe kan gaan. En terwyl ons vanmôre dan as gemeente ook so saam is, hier waar ons dan in hierdie gebou U kom aanbid. Here, wil ons U kom eer vanmôre as ons koning. Ons wil U kom aanroep, Here, in die dag waarin ons lewe. Want Here, ons besef dit nie altyd nie, maar ons het U so nodig. En vanmôre is ons hier, en ons wil bid, Here, dat U waarlik met ons sal ontmoet, en dat U met ons sal spreek, en Here, dat U ook vir ons sal lei, deur dit wat ons in die woord leer, te kan toepas in ons lewens, sodat ons ook kan wees waar U wil hê ons moet wees. Ons bid, Here, vir elkeen wat ook daar op die gebedslys is, met 'n siekte of 'n krankheid, dalk ander omstandighede. Ons bid, Here, dat U sal kom aanraak, dat U sal genees, dat U sal voorsien. Here, ons roep altyd na U toe wanneer ons in nood is, maar ons vergeet om te kom dankie sê, dat U voorsien. Laat my so dink aan daai klein seun vir my wat eendag U gebid het en gesê, dankie Here, dat U gaan voorsien. Dat daardie kindergebed, daardie geloof, ook vir ons tot voorbeeld sal wees. En dat ons sal sê, Here, dankie vir wat U gaan voorsien. Ons het die behoefte, maar U weet dit, Here. En ons nader na U toe. Dankie vir die woord vanmôre wat ons kan oopmaak in ons eie taal. Dankie dat ons met vrymoedigheid ook hiernatoe kan kom en ook in vryheid, Here. As ons kyk na hierdie lande, ons het verlede week gekyk na Noord-Korea, hierdie week na Somalië. Daar is 'n geweldige vervolging op Christene. En ons kan dit vrylik hier by mekaar kom. Ons weet nie vir hoe lank nog nie, Here. Maar ons weet, Here, ons het U nodig. Daarom is ons hierso. Nou, Here, bid ons, seën ons ook nou, en wanneer ons hier uit mekaar uitgaan, dat ons anderste sal wees, as het ons vanmôre hiernatoe gekom het. Ons loof U wonderlike en heilige naam. Amen. Liewe vriende, die woord van die Here is baie kragtig. Daar is soveel diepte in die woord van die Here. En hierdie brief wat die apostel Paulus geskryf het aan hierdie gemeente daar in Filippi, het hy baie waarhede gebring. En ek wil hê ons moet vanmôre so uit hierdie brief uit, eintlik net een teksvers met mekaar deel. En in daardie teksvers is daar soveel diepte in. Vir ons vir vandag. Nie net vir hulle in Filippi die tyd nie, maar vir ons in ons elke dag se lewe. Kom ons gaan lees eers dan die woord. Skriflesing is in Filippi 3 verse 14. Daar staan geskrywe: Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel, om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Hierdie enkele vers is daar soveel waarhede in gebou, dat ons daardie vers moet gaan ontgin.
om te kan verstaan, wat wil God hê ons vandag moet weet vir ons elkeen se eie lewe. Ons elkeen sit met stryd, verskillende stryd. Daar is dalk 'n siekte, daar is dalk emosionele stryd, daar is dalk ander dinge wat ons pla, daar is dalk gebroke huwelike, daar is dalk stikkende families, daar is dalk stryd by ons werke, daar is stryd by ons besighede, daar is dalk stryd op die plase. Daar is soveel dinge in die wêreld, as ons maar net kyk in die politiek, hoeveel druk is daar op die mensdom, ons kyk in die skole wat aangaan, en daar is verskriklike stryd in die wêreld aan die gang vandag. Waarna toe moet ons heen gaan? Waarna toe moet ons roep? Vanmôre wil die Here sê, kom ons raak bietjie net rustig. Kom ons hoor wat hy vir ons uit sy woord uit wil sê, uit hierdie een enkele vers, en dan gaan ek gou weer met u lees. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry in die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek wil vanmôre met u praat onder 'n tema, 'n lewe van oorwinnings. 'n lewe van oorwinnings is haalbaar. Ons sit baie keer in sak en as, en ons vind nie daardie oorwinnings in ons lewens nie. Nou, die apostel Paulus het gedagte gehad om hierdie woorde aan die gemeente te bring. En as ons vandag in 'n praktiese illustrasie wil na kyk, dan kan ons daar kyk na 'n atleet wat 'n wedloop moet gaan hardloop. Nou, 'n atleet is nie suksesvol wanneer hy wakker word eenoggend. Nou is hy 'n goeie wêreldklas atleet wat wêreldrekords opstel. Nee, 'n suksesvolle atleet moet baie tyd afstaan wanneer hy gaan oefeninge doen. Hy moet ons toewy aan sy sport. En ek dink, so is daar in elke sport daardie toewyding en tyd wat afgestaan moet word om te oefen. Die apostel Paulus gee in hierdie hoofstuk ook 'n persoonlike getuienis. Ons het nou in die tyd van Pinkster het ons 'n bietjie gefokus op die brief van die apostel Paulus wat hy geskryf het aan die Romeine, die gemeente in Rome. En waar hy ook oor sy eie stryd gepraat het, geestelike stryd. Daar was hierdie wet, soos hy het noem, die binne hom, die wet van die vlees en die wet van die gees. Hy is nog steeds mens en is nog steeds met die vlees, die sondige vlees, maar God se gees is in hom. En daar is hierdie stryd en hulle bots met mekaar. En hy sê hy sukkel met sekere goeders, hoe om sekere goeders oor te kom. Daar's goeders wat hy weet hy moet doen en hy doen dit nie. Daar's dinge wat hy nie moet doen nie en dan doen hy dit. En hy weet nie hoe om ontslae te raak van hierdie goed nie. In hierdie brief kom en hy kom gee 'n getuienis van sy eie lewe. Hoe hy dan sy eie lewe gesien het deur die oë van die Here. En dat hy tot die besef gekom het, daar is sekere dinge wat hy moet doen om 'n suksesvolle lewe te kan hê en ook 'n suksesvolle bediening. En Paulus het dit nie maklik gehad hierna nie, want Paulus was nog steeds in baie stryd gewees en vervolging. Ons as kinders van die Here behoort ons lewens so te lewe dat ons hierdie wedloop waar ons op hierdie aarde is, waar ons hierdie wedren hardloop en die doel wat ons moet behaal sal bereik wat die Here vir ons gestel het. Dis wat hierdie gedeelte vir ons wil leer. In die 1983 vertaling van die Bybel het hulle hierdie vers 14 so vertaal. Hy sê, ek span my in om by die wenstreep uit te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Daar's die doel. Die Here het jou nie kom roep sodat jy tot bekering kan kom en gered word en nou is dit doelloos as kind van God nie. Daar is 'n verdere doel vir ons as kinders van die Here. Die Here het 'n hoë roeping vir ons. Ja, verseker gaan ons eendag by hom wees in die hemel. Maar wat dan? Nou broer Johan Nel sê altyd, wat dan? Wat dan? Van daar af tot daar. En dis wat die Here vir ons wil kom leer vandag.
Nou om die pad na die eindstryd te gaan, is daar baie oorwinnings wat behaal moet word. Daar is verskillende oorwinnings. Filippense 3 verse 12 wat sê Paulus, nie dat ek dit al verkry het nie, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna. Wat doen hy? Hy jaag daarna. Hy sit nie agteroor en nou moet die Here alles vir hom doen nie. Hy sê ek het dit nog nie behaal nie. Ek het nog nie volmaak nie. Maar ek jaag daarna. Of ek dit ook kan gryp. So naby as moontlik in daai oorwinning se kom dat ek dit kan gryp. Omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Ons is kind van God. Ons hoef nie in sakkeras te lewe nie. Ons hoef nie moedeloos te lewe nie. En wat Paulus hier vir ons kom sê, dat hy nie tevrede is met sy geestelike lewe nie. Hy het tot op daai punt gekom. En hy het in Romeine, die boek van Romeine baie duidelik ook gestel. Nou alhoewel die Here 'n volmaakte werk gedoen het aan die kruis, en die Here 'n volmaakte werk in Paulus se lewe gedoen het, besef hy, daar is iets wat kort kom. Hy is nog nie daar waar hy moet wees nie. En dit is die oorwinnings oor die stryd van die alledaagse lewe. Daardie uitdagings wat ons as kinders van die Here belewe in die wêreld waar ons in lewe. En daar is verskillende uitdagings. Daar is verskillende stryd wat na ons toe kom. Hoe hanteer ons as kinders van die Here die dinge van hierdie wêreld wat so op ons gebombardeer word mee? Daar is mense wat sê hulle is tevrede met hulle lewens. Maar dan vra ek die vraag, waaraan meet jy jou lewe? Partykeer meet ons lewens aan ander mense se geestelike lewens. Ons sien hoe ander mense sukkel en ons ek nou nie so bad nie. En ons besef nie ons eie stryd nie. Geestelike oorwinnings, kan net gemeet word aan die Here Jesus Christus se standaard. Ons kan dit nie aan mekaar se standaarde meet nie. Ons is mense, ons is valbaar, ons kan dit nie so meet nie. Maar ons kan dit slegs meet aan die Here Jesus Christus se standaard. Nou begin Paulus in vers 14 met hierdie woorde. Maar een ding. Daar is een ding wat Paulus belangrik ag. Daar is een ding wat Paulus sy fokus op plaas. Om oorwinnings te behaal en dit sy fokus. Die fokus is op Jesus Christus. Dit is wat hy hier wil vir ons sê. Maar een ding. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na hierdie vers 14. En ons gaan ons 'n bietjie begin uitmekaar uithaal. Wat wil Paulus vir ons kom leer? Wat wil die Here Jesus Christus vir ons kom wys vanmôre uit ons eie lewens uit? Hoe ons dan ook suksesvolle oorwinnings kan behaal. Nou ja, ons kyk na 'n lewe van oorwinnings behels wat? En die eerste gedagte wat in hierdie vers na vore kom, 'n lewe van oorwinnings behels die verlede hoort in die verlede. Die verlede hoort in die verlede. Paulus sê daar in verse 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. As ons nie kan vergeet van die dinge agter nie, kan ons nie vorentoe gaan nie. 'n Atleet wat besig is om te hardloop, en hy bly agtertoe kyk na die ander wat hier agter is wat gaan kom, gaan nooit meer sy eie persoonlike doelwitte kan behaal nie. Hy gaan miskien nie eers daar by die eindstreep uitkom nie, want hy gaan vir heeltyd agtertoe kyk en hy gaan vir sy eie baan al weggaan. Hy gaan dalk hier langs die atletiekbaan verbygaan in die veld. Hy gaan nooit 'n wedren kan wen nie. Hy kan nooit die beste atleet word nie. En so hou 'n mens se verlede jou so terug. Want jy bly fokus op die verlede. Ons oë moet konstant gefokus wees op die Here Jesus Christus en die doel wat hy vir ons het. Dis waarna ons moet soek in ons lewens. Hierdie woord wat Paulus daar sê, ek vergeet die dinge wat agter my is. Nou die betekenis daarvan beteken nie dat ons gedagtes uitgewis is nou nie.
Ons is nie 'n rekenaar wat jy 'n delete knoppie druk en daar is al die geheue uitgewis nie. Ons is 'n mens en ons onthou baie dinge. Maar wat die woord beteken, ek vergeet die dinge wat agter my is. Dit beteken, Paulus sê, ek kies, laat die verlede my nie beïnvloed en my affekteer in my keuses vir die toekoms nie. My verlede beheer nie my toekoms nie. Ons kan nie die verlede verander nie. Ons sal seker baie graag wil doen. Maar dit wat in die verlede gebeur het, het gebeur. Ons kan niks gaan verander daar nie. Nou ja, dit is belangrik dat die verlede nie ons beheer nie. Maar dan moet ons ook onthou dat die verlede gaan ons help om nou beter keuses te maak vir die toekoms. Maar ons moet nie in die verlede bly nie. Want dit gaan ons terughou, dit gaan ons terugvat aan die kant toe en ons gaan nooit vorentoe kan gaan en daardie oorwinnings behaal in ons lewens nie. Baie goeie voorbeeld in die Bybel vir ou Josef. Julle onthou vir ou Josef met sy kleed. En ou Josef se broers het hom gehaat want sy pa was lief vir hom en hom bederf. En hulle het hom op 'n stadium verkoop aan die Arabiere. En hulle het hom weer verkoop daar aan Potifar, aan die Egiptenare. En nou Josef het in die huis van Potifar gewerk en hy was naderhand tweede in bevel van die land van Egipte gewees. En daar naderhand het daar 'n hongersnood uitgebreek en sy broers het jare later moes hulle gaan kos koop in Egipte. En hulle staan hier voor hulle jong boetie Josef. Hulle herken hom nie. En Josef besef maar dat sy broers wat hom gehaat het in die verlede, hulle wat hom verkoop het, hy het haaglike omstandighede beleef as gevolg van hulle. Maar hy kyk deur God se oë in sy verlede. En hy besef, die Here het 'n plan en 'n doel gehad. En hy kan vorentoe gaan met sy broers. Geen wrokke nie. Geen gesindheid in sy hart nie. En hy kon verenig word met sy broers en met sy pa. En hy kon vir hulle sorg. Want dit is wat hy gesien het, hoe die Here vir hulle wil sorg in daardie tyd. Hy moes albei goed deurgaan. Maar hy gaan dit nie beïnvloed in sy verhouding nou met sy broers en sy pa nie. Hy kon fokus op die goeie en die positiewe dinge. En hy kon goeie en positiewe besluite maak. Een van die kommentaarskrywers, ek hierdie opgetel, die sê, too many Christians are shackled, excuse me, by regrets of the past. Many Christians are shackled by the regrets of the past. They are trying to run the race by looking backwards. No wonder they stumble and fall and get in the way of other Christians. Baie kinders van die Here wil hierdie pad van God stap, maar in die verlede vasgesteek. Kom nie oor die dinge van die verlede nie. Kom nie oor die mislukkings van die verlede nie. Dinge wat nie vir ons uitgewerk het nie. Die teleurstellings van die verlede nie. Ons kom nie daaroor nie. En dan struikel ons en ons val. En ons kom eintlik net in die pad van ander Christene, wat hierdie pad met die Here wil loop. Apostel Paulus sê daar in verse 13, die 83 vertaling, hoor hoe mooi sê dit, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is. Ek maak my los van dit wat agter is. Dis nie altyd die mislukkings en die teleurstellings in die verlede wat ons terughou nie, maar ook die suksesse. Baie van ons is vasgesteek in die verlede se suksesse, laat vandag en vorentoe mislukkings word vir ons. Dis verby. Daardie suksesse is behaal. Maar nou gaan daardie suksesse wat ons aan vashou in die verlede, ons teehalter, sodat ons hierdie lewe van hier af vorentoe eintlik dan mislukkings van kry. Ons kry nie oorwinning oor ons stryd nie. Ons kan so maklik fokus op die suksesse van die verlede en in die verlede bly van dinge wat goed gegaan het en die toekoms is 'n mislukking.
Dit is 'n probleem wat Paulus hier vir ons wil kom uitwys. Hy vergeet wat in die verlede gebeur het. Die verlede hoort in die verlede. Dit is verby. Maar dit help ons om beter keuses te maak vir die toekoms. Die tweede gedagte wat Paulus hier vir ons wil bring, 'n lewe van oorwinnings behels lewe in nou. Vergeet die verlede, ons lewe in nou. Ons moet daardie stap kan neem om in nou te lewe. Vers 14 sê Paulus, maar een ding, ek strek my uit na wat voor is. Hierdie woord strek uit, dra die betekenis van om met erns voort te beur. Jy beur voort in hierdie stryd, in hierdie omstandighede van my. Beur ek voort met die fokus op Jesus Christus. Daardie atleet wat daar op die atletiekbaan is en hy's besig om te hardloop, dan strek hy hom uit om voor te kom. Hy gee al hoe dan verder tree om net voor te kom. En wanneer hy daar op die eindstryd kom, daar by die lyn kom, dan stoot hy borsel uit, net om hy laaste bietjie sentimeters te kan kry, om hom te kan maak, en die wedloop te kan voltooi, en die wenner te kan wees. Sy mislukkings, en ook sy oorwinnings van die verlede, is nie vir hom nou 'n struikelblok nie. Hy is nou besig om daardie wedloop te hardloop. Hy is gefokus op die doel wat hy nou moet bereik. So baie kinders van die Here is gefokus op ander goed en nie op die nou nie. Ons geestelike wedloop kan ons nie voortbeer sonder om God se doel in gedagte te hou nie. Ons kan nie doelloos hardloop as kinders van die Here. Daar moet 'n doel wees waarheen ons hardloop. Ons moet voortbeer na God se doel toe. En daarom moet ons altyd God toelaat om in ons te werk en ons te verander. As ons nie God gaan toelaat om ons te verander nie, gaan ons nie nou die wedloop kan voltooi nie. Daardie atleet moes hard geoefen het. Hy moet vergeet het van sy oorwinnings, van sy medaljes en sy bekers. Hy moes vergeet het van sy teleurstellings, daar waar hy geval het, in die mislukkings. En hy moet fokus op daardie wedloop. En ons as kinders van die Here is nou in die wedloop hier op aarde. Vers 13 wat vir ons sê, want dit is God wat in julle werk om te wil. Dit is God wat in ons werk om te wil. As ons God toelaat om ons te werk, sodat ons wil, God se wil word. As om te werk na sy welbehae. Dan sit nie meer oor ek nie. Die verlede is verby. Ek lewe in nou en ek laat God toe om my te verander. Die Here Jesus Christus het gesê en is opgeteken in die evangelie van Johannes hoofstuk 15 vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. Om te lewe in die nou is om vorentoe te kyk, God se plan en sy doelwit te sien, om God te vertrou en die verlede agter jou te laat. Jou vriende, 'n lewe van oorwinnings behels, los die verlede in die verlede. Lewe in nou. Fokus in nou en vandag. En dan die laaste gedagte wat Paulus sê, 'n lewe van oorwinnings behels, jaag na die doel. Jaag na die doel. Vers 14 wat hy sê, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Waarom het die Here jou en my gered? Om eendag hemel toe te gaan, ja, dit is wat ons wil wees, daar sal ons wees. Maar wat van nou, in die lewe waar ons nou in lewe? Jaag na die doel van God.
En die doel van God vir sy kinders hier op aarde, die hoë roeping, is om oorwinnings te kan hê oor die stryd van die lewe. Terwyl daardie atleet die wedloop hardloop, jaag hy met alles wat in hom is na vore. Hy sit alles in om daardie einddoel te kan bereik. Hy sê, jaag na die doel. Wat beteken daai woord jaag? Dit beteken om na te volg. Nou, hoe kan 'n mens iets navolg? Terwyl daardie atleet vorentoe beer, binne in sy baan, moet hy binne in die spel se reëls bly. As hy nie binne in daardie reëls bly nie, dan is hy gediskwalifiseer. En dit is presies dieselfde wanneer ons jaag na die doel, die hoë roeping van God, bly ons in die spelreëls van God. Ons kan nie nou maak en breek soos ons wil nie. En waar kry ons die reëls van God in sy woord? Dit wat God vir ons in gedagte het, is die hoë roeping van God in Christus Jesus. Nou om oorwinnings te kan hê, en om dit te kan bereik, liewe vriende, moet ons binne die reëls van God bly. Dit beteken om gehoorsaam te bly aan die Here. Nie sy woord net te verwerk en ek maak nou my eie reëls in my godsdienst nie. Nee, God se woord. Daarom kyk ons nie terug nie. Ons kyk vorentoe en ons bly getrou aan die Here. Ons kan so maklik, so maklik onsself verhoog en dink ons is God en alle mense verkleineer. Liewe vriende, ons doen dit sonder dat ons dit weet vandag. Dalk deur ons gebede, dalk by die manier hoe ons praat met mense, so vanuit 'n hoogte. Ons moet pas op daarvoor. Ons moet pas op dat ons nie God wil wees nie. Die Here het sy reëls in sy woord. Ons is die skepsel, hy is die skepper. En ons moet binne in God se reëls bly, gehoorsaam aan die Here wees. Ons kan nie terugkyk nie. Ons moet vorentoe gaan. Die gehoorsaamheid, of die gehoorsame en die getroue diensknegt sal sy beloning ontvang. Dis God se belofte. En dit kan nou al reeds in hierdie lewe op aarde bereik word, deur die oorwinnings wat ons behaal in ons geestelike lewe. In 'n atletiek wedloop is daar net een wenner. Daar is die podium, daar is nommer 1, nommer 2, nommer 3, nommer 4. Daar kan net een wenner wees. In ons geestelike wedloop kry elkeen wat suksesvol is sy beloning. Dit hang net af van jou en my. Gaan ons daai beloning kry of nie? Is ons ywer daar om die beloning van God te kry? Of wil ons eie beloning bewerk? Die eindpunt is die belangrike. Om eendag by Jesus te wees in die hemel. Ons streef daarna, en ons sing dit, en ons wil graag by Jesus wees. Maar liewe vriende, die wedloop na die eindpunt toe, is net so belangrik, dalk meer belangrik. Want nou is die stryd, die sonde is rondom ons. Dis waar die oorwinnings behaal moet word. In die stryd waar ons nou in lewe. Suksesvolle oorwinnings is binne ons bereik. Dis nie iets daar ver wat ons nie kan kry nie. En ons het gesien in hierdie 3 gedagtes wat vanmôre uit die woord van die Here na ons gekom het, uit een enkele vers. Ons het gesien 'n lewe van oorwinnings behels. Die verlede hoort in die verlede. Daardie ou koei moet ons skiet. Daai bobbejaan agter die berg moet ons gaan doodmaak. Dit bly in die verlede. Moenie dat daai verlede ons toekoms beheer nie. Leef in die nou. Nie in die verlede. Leef in die nou. En dan het ons gekyk na, jaag na die doel, terwyl jy binne die reëls bly. God se reëls. Liewe vriende, terwyl jy soek na hierdie oorwinnings in die lewe, soek na die Here Jesus Christus. En mag hy vir u kom help ook, deur die woord, deur getrouheid aan hom,
om te fokus net op hom, en dat jy suksesvolle oorwinnings sal behaal in die lewe, nou hier op aarde. Amen. Here Jesus, baie dankie vir hierdie kosbare bemoediging vanmôre. Here, ons doen altyd verkeerd. Maar help ons, verander ons, om vir 'n slag reg te doen, wat U vir ons sê in die woord uit. Here, laat ons net vorentoe kan gaan. En laat ons die lewe van oorwinnings nou kan hê. Want Here, daar is 'n groter roeping as my eie mislukkings, my eie teleurstellings, of my eie suksesse van die verlede. U moet nou verheerlik word, in en deur my lewe. Daar is verlore siele, wat by Jesus moet uitkom. En ek as kind van God, kan in die pad staan van daardie mense. Here, kom help my, om te doen wat U van my verwag, sodat daardie verlore siel by U sal uitkom. Ons dankie, Here, dat U ons nog nie gelos het nie. Dankie, Here, dat U vandag nog met ons 'n pad wil stap, dat U vir ons wil kom seën in ons lewens. Ons loof U wonderlike naam. Amen. So vriende, ons gaan